Ag wonderlik, nou is dit weer my beurt om bietjie vrae te Ons vra. praat, ons Die praat. ander kant. Ek wil net so 'n bietjie gesels oor motivering. En hoekom jy dan iets doen. So, Pastoor Chris, hoe belangrik is dit vir volhoubare ambisie? Ja, motivering lê binne 'n ambisie ingeweef. Ons het dit al genoem, motiveringssprekers doen dit nie vir jou nie. Ja. Hy gee jou net en wow. Maar standaard motivering lê binne in jou ambisie ingeweef. En jy kry autonoom, in motivering kry jy autonoom stelsel wat volhoubaar is. Dit is motivering wat jy doen uit liefde en roeping, passie. Ja. Dit is natuurlik waar groot visionairs en ouens die wêreld verander het, ten goeie en ten kwade. Ouens wat gaan dink het, maar uit sy hart uit, kunstenaars, skrywers, filmsterre, manne wat awakenings en vrou wat awakenings gereeld wat die wêreld geaffekteer het, geactiveer het. Dan kry jy gecontroleerde deel van die motiveringsambisie wat uitbranding natuurlik gaan veroorsaak. Dis wanneer jy onder druk of vrees dinge doen. Ja. Dis die gemiddelde ou wat vir 'n maatskappy werk. Dis waar. Ja, maar ek het targets en as ek die targets gaan haal, gaan ek meer geld maak, ek gaan groter kommissie kry, ek kan 'n pos kry. Okay, maar kom ons sê jy kry dit nie en ons gaan daai geld nie vir jou gee en hulle gaan jou vra om te loop, wat gaan jy kry? Vrees. Ja. So vrees is onderliggend in daai ding en natuurlik dan kry jy waar jy diktators kry wat deur vrees en wetgewing ouens al hoe meer vashou, so hy hardloop en hy hardloop en hy hardloop en hy weet nie regtig wat gaan sy outcome wees nie. Gaan dit 'n positiewe, magtige outcome wees of gaan ek val in hierdie saak? Dis 'n gevaarlike en die meeste van ons is onder dit. As jy nie perform nie, gaan jy in ellende, ek dink die gemiddelde van die persoon se ambisie is tans gecontroleerde ambisie tot uitbranding. Met ander woorde om onder druk en vrees dinge te doen. Ek moet hierdie projek aanpak want as ek dit nie gaan doen nie, gaan ek ellende en moeilikheid en probleme kry. Ja. So interessant, die gesonde een is autonomiese ambisie. Ek sit en dink in Azusa Straat 1906 het toe die heerlikheid van God daai plek tref, in daai Perestal waar die ou Methodiste kerk eers was, en miljoene mense begin in rotasie deur daai plek gaan, en tot vandag toe waar die gees van God uitgestort word, soos ons dit ken of geken het, het Azusa Straat 'n link, behalwe Handelinge 2, aan dit. Nou ek gaan vir jou interessante vraag van net miljoene mense was al reeds deur Azusa Straat gewees, toe die krag van God in 1906 uit daai stelsel uit beweeg. Hoeveel mense dink jy was in daai gemeente? Nee, seker Miljoene nie was waar dit. nie. Seker 64 mense Sure. was in daai gemeente. Dit was die gemeente. Ja. Maar 4 of 65 mense wat 'n passie gehad het, nie onder vrees of dwang nie. Ja. Die 4, hulle was gevul met die Heilige Gees. Hulle het nie omgegee waar hulle kerk gaan nou nie. Dit was toe 'n Perestal. Dit was eers 'n ou kerkie, toe is dit 'n Perestal. En hulle het gesê ons soek 'n aanraking met God. Van hulle het eers weer later gaan werk nie. Hulle kerk toe, hulle het stalle toe gegaan. En 65 mense. Daar's 'n verskil tussen 'n herlewing en 'n awakening. Dit was 'n awakening. Dit het die kerkstelsels oor die aarde verander. Dit het die sieninge oor lewe in die kerk verander. Dit het die siening oor vuur in die kerk verander. Oor energie in die kerk verander. Oor die vermoë van die Heilige Gees in die kerk verander. 65 en John Seymour, ek dink dit is sy naam, was nog in die een oog blind ook. 'n nie blanke man. William Seymour, nog so half blinde ou pastoortjie gewees, 'n negertjie gewees, maar wat onder die heerlikheid van God beweeg het. Hy was die voorstander en hy was die ou wat die minste gepraat het. Maar 65 mense, sy vrou en 'n paar ander, skud die wêreld. Tot vandag toe kan geen teoloog, gee nie om of hy vir dit is of teen dit is nie. Hy moet erken Azusa Straat uit 65 mense oor die wêreld het 'n radikale verandering in die kerkewêreld gebeur. So sien hulle dat ons oor kerk goed praat, ek kan in die koöperatiewe wêreld vir jou name en vanne noem, maar dis mense wat dit gedoen het uit liefde, roeping en passie. Kolossense 3 vers 23 sê mooi, doen alles, nie net kerk toe gaan nie,
Nie net hier by die sel, huissel of iets nie. Doen alles soos vir die Here. Ja. Here, gee my plan vir hierdie maatskappy, vir hierdie projek. En as ek dit gaan ek dit doen soos wat ek dit vir jou gaan doen. Nie soos die geld, die bankstate, ek gaan dit doen dat die Here moet terugsit en sê, wow. Nie Piet of Koos of Chris of B, die God gaan sê, wow, ja, maar ek het hierdie maatskappy gedoen. Dus ja, God sê, wow. 2 Korintiërs 9 vers 7, en moet nie dinge doen met teensin of dwang nie. As jy gedruk en onder dwang voel, onder vrese en goed, recap en sê, Here, hoe kan ek myself in 'n veilige plek kry, want dan word jou ambisie en die motivering van jou ambisie word suiwer. Ja. Hy praat, want ambisie kan vir jou later jaag, laat jou bloeddruk opgaan, jou hartrytme begin opgaan, want jy kan ook enige ou kan toekomsvoorspellings doen. En sê, hoorie, as hier iets nie nou gebeur nie, maar ontlaai jou van daai goed, kry gesonde ambisie, gesonde fokus, en nie onder teensin of dwang, en begin dit uit liefde, en sê vir die Here, ek gaan hierdie ding uit liefde doen, is ek geroep vir dit? Is dit in my vermoëns? Is dit wie ek is? En God sê, ja. Wow, jy het 'n wensaak. Vra nie of is jy die rykste, die beste, die grootste in die wêreld nie. Die vraag gaan ek sommer vir daai persoon vra en sê, hoe voel jy? Wie ek like my lewe? Hoeveel geld kry? Ag, gaan praat ons by ander ou. Ek is happy waar ek bly. Ek is happy wat ek ry en I love what I do. Yes, dis belangrik. Ag, baie dankie pastoor, ek waardeer dit. Altyd lekker, altyd lekker. Ons gesels nou met pastoor Betty. Baie welkom. Baie dankie Annemarie. Lekker om hier te kuier saam met jou. Yes. Pastoor, hoe belangrik is dit vir volhoubaarheid? Ag, vir volhoubare ambisie. Ekskuus. Hoekom is baie belangrik wanneer dit uit liefde kom? Met ander woorde, dit wat jy doen, jy het 'n liefde vir daai saak. Yes. Dan hou dit langer. Dis waar. Dis absoluut waar. Dis daai passie wat ons net nou van gepraat het, nê? Ja. Jou hoekom bepaal jou uithou vermoë. As jy dit vir die regte rede, met ander woorde doen, dan sien jy kans om aan te hou, selfs wanneer dinge moeilik begin raak. As ambisie net gedryf word deur druk, jy weet, iemand sê vir jou jy moet, of jy sê vir jouself jy moet, Ja. of erkenning of prestasie, want dis nogals 'n goeie ambisie dryfkrag. Jy weet, ouens wil graag die wenner wees, maar as dit jou enigste rede is hoekom jy dit doen, dan gaan jy uitbrand. Absoluut. Dan gaan dit vir jou begin voel, die pad raak te lank, die bult raak te styl, want daar's nie 'n liefde vir die saak. Dit gaan bloot oor, ek word gedruk, sien nou maar byvoorbeeld 'n sportster, my ouers druk my of so aan, ek wil erkenning hê, dit moet nie die hoekom wees nie, Ja. of ek wil prestasie op die ou einde behaal, ek wil die wenner wees, dan gaan dit nie lekker werk nie, maar liefde of die passie gee die betekenis aan die proses, soos ek sê, selfs wanneer dit moeilik begin raak. Ja. Want dan kan jy vir jouself sê, ek moet onthou hoekom ek dit doen. Yes. Ek moet dit in gedagte hou, die rede hoekom ek dit doen, is wat my dryf. Sien die groter prentjie. Ja. Sien wanneer alles tot die punt kom waar jy daai sukses kan ervaar, al is dit 'n lang pad. Ek het dit nie gedoen net vir die sukses nie. Ek het dit gedoen omdat dit my lewensdoel is, omdat dit is wat God my voor op hierdie aarde geplaas het. Ja. Dan raak jou hoekom sommer vir jou net 'n wonderlike positiewe punt. Dis die innerlike oortuiging wat sê, hierdie maak saak. Dis waar. Dis belangrik dat ek doen waarmee ek besig is, want dit maak vir my saak. En dan is ambisie volhoubaar. Dan sien jy kans om aan te hou. Dit gaan soms moeilik raak. Jy gaan soms moedeloos raak, maar dis juist dan wanneer jy die hoekom moet onthou. Sjoe. Ag, baie dankie pastoor, ek waardeer dit. My liefde, hoekom jy iets doen? Hoe belangrik is dit vir volhoubare ambisie? As jy net vir druk werk, gaan jy op 'n punt breek, of dit nou mense se verwagtinge, finansies, stres of behoeftes is. Dis waar. Dit sit jou onder konstante spanning
en dit laat jou moeg, leeg en frustreerd voel. Jy doen die werk, maar die vreugde en betekenis is weg. Dis wanneer jy ook daai vuur nie eers meer daar is nie. Jy wil nie die oggend opstaan nie, jy is maar net, jy doen dit maar net om dit te doen. Is dit nie tog ons alledaagse lewe soos in die korporatiewe wêreld nie, want die meeste mense is daar om die geld te ontvang, so hulle word onder druk geplaas om daai geld te ontvang, om te kan oorleef. So hulle kies daai. Ja, maar ons praat oor ons is nou in die kerk omgewing, so dit gebeur baie keer in die kerk ook. Dis waar. Waar die mense in elk geval net voel, hulle moet nou maar kom, want dit is Sondagoggend. Ja. Dis waaroor ons nou gepraat, ons het nou nog gehoor van die mense wat nou maar net sit, en hulle is net daar, maar ontvang niks. Ja. Okay, jy doen die werk, maar die vreugde en betekenis is weg, dan raak dit eerder 'n las as 'n roeping, wat ons nou gesê het. Ja. Maar as jy motief reg is, as jy die iets doen vanuit 'n plek van oortuiging, roeping en liefde, verander alles. En dis wanneer ons weer daai vuur begin ontdek, wanneer ons weer voel, okay, nou is hierso, ons daai stap gevat het, dis waar hierdie dan gaan inkom. Want op die einde van die dag is toch, ons wil daai verandering hê, wat moet plaasvind. Ja. Dit gee diep krag binne, wat jou uithou vermoë gee en stabiliteit, wat ook belangrik is. Want uithou vermoë is nodig, veral in vandag se wêreld en se lewe. Dis die waarom wat jou dra in moeilike tye en wat jou keer dat jy nie net begin nie, maar klaar maak ook. Dit is so waar. Dit is die waarom wat bepaal wat jou uithou vermoë gaan wees. Dis waar. So, ag baie dankie, dit was so lekker om met jou te gesels.